video gaan ons hierdie paar vergelykings doen, hierdie volgende 10. As jy nog nie reg is met jou teorie nie, gaan kyk asseblief die vorige 3 of 4 videoetjies, laat jy seker maak dat jy die basics onder die knie het, anders gaan jy nie hierdie kan doen nie. En dan onthou asseblief, in jou pakkies is al hierdie goed baie mooi vir julle stap vir stap en al julle reëls is daar uitgewys. Die pakkies is beskikbaar op die link wat op hierdie video is, julle kan dit maar net daar gaan kry. Alright, so kom ons kyk, gaan die eerste enetjie. Ons het 'n klomp pakkies om uit te maal. So ek kan sien, daar staan 2 maal met 5 gee vir my 'n 10, 2 maal met minus 2x gee vir my 'n minus 4x, is gelyk aan 3 maal met x gee vir my 'n 3x en 3 maal met 3 gee vir my 'n 9. Dan kry ek al my getalletjies aan die een kant van die is gelyk aan en al my x aan die ander kant. Ek gaan my x'e hierdie keer sommer na die regterkant toe vat. Jy kan dit enige kant toe vat. Om te sê, kom ons vat die x'e hierdie keer regs toe. Ek wil net hê julle moet gewoond raak om hulle rond te shuffle. So ek sê vir myself, my getalle gaan aan die linkerkant wees. So my 10 gaan net daar uitjul. Ek kan my 9 so lank oorvat, onthou dis 'n plus 9, as hy oor die is gelyk aan gaan, word hy 'n minus 9. En hierdie kant, my 3x gaan net daar uitjul, en ek vat my minus 4x nou regs, dan word hy 'n plus 4x. Dan wat jy doen is, jy gaan tel net gou jou appels en pere bymekaar, dan sê dit vir my 10 minus 9 is 'n 1, en 3x plus 4x gee vir my 7x. En wat jy doen is, jy gaan deel aan al twee kante, met wat ook al voor my x staan, wat vastgeplak is aan my x. So ons gaan nou eintlik sê, daai 1 gedeel deur die 7, en daar het ek vir x alleen. Ok. Nommer 2, ek love it as hulle dit gee. Ek het in een van die vorige video's is daar ook so 'n voorbeeld waar hulle kan plus en minus. Wat belangrik is hierso, kyk, ek hou nie daarvan om die goed te meng nie. As hulle vir jou so iets gee, dan sê jy baie dankie, want dan weet ons wat om te doen. So hier staan eintlik 1 op 5 appels plus 4 appels gedeel deur 5 is gelyk aan 6. Ok, dit maak net glad nie sin nie. So wat ek gaan doen, ek hou daarvan om dit in 'n taal te sit wat ek verstaan. Wat sê 1 op 5x? En dan het ek 'n reël, wanneer ek ietsie het soos daai, en die x is aan die bokant, kan ek hom net aan die regterkant gaan sit. Eintlik al wat dit beteken is, hulle gaan maal mos met mekaar, en ek maal bo met bo en onder met onder, dan kom ek by 4x op 5 uit, en is presies wat ek daar het. Daarom mag ek dit doen. En ek sê dit is gelyk aan 6. Die rede hoekom ek dit doen, want dan het ek 'n taal wat ek verstaan, wat vir my sê 1 op 5 appels, plus 4 op 5 appels. En dit kan ek gaan plus en minus. Dit gee vir my 5 op 5 appels, en ons weet 5 op 5, is eintlik net 1 appel. En daar's my antwoord vir x. Ok. Volgende een. Nou vra hulle vir my nog 'n bietjie moeiliker. Hier sê ons, kyk, kom ons sit my minus 2 daar. Minus 2 op 3 appels. Plus, ek hou nie van my x en my breek as dit gemeng is nie. As ons kan plus en minus, wil ek definitief eerder appels en pere by mekaar kan tel. So wat nou gebeur, eintlik staan daar mos 'n 1. So dan kan jy hom gaan skryf as 'n 1 op 3 met 'n x aan die regterkant. En ons sê dit is gelyk aan 7 minus 'n 3 en 'n x. Nou kan ek al my getalletjies aan die een kant van die is gelyk aan en al my lettertjies aan die ander kant van die is gelyk aan gaan sit. Ek gaan my letters aan die een kant van die is gelyk aan los, aan die linkerkant, om te sê minus 2 op 3 appels, plus 1 op 3 appels, dan gaan ek die minus 3 appels oorvat, hulle word dan positief, en dit is gelyk aan 7 sê hulle. Ek gaan my 7 net daar los aan die regterkant. Hierdie kan ek in my calculator gaan intik. Gewoonlik werk dit daar 'n bietjie mooier uit, maar ek het hom nou juist verander dat jy nie skrik as hy 'n bietjie leliker uitwerk nie. So jy gaan tik in jou calculator in minus 2 op 3 plus die 1 op 3 plus 'n 3 en dan kry ek 'n terrible 8 op 3 appels. Onthou jou appels en dit is gelyk aan 7. Moenie skrik as dit gebeur nie, jou reëls bly presies dieselfde. Om vir x alleen te kry, gaan sê ek net 7 gedeel deur daai getalletjie, wat ook al voor my x staan. As jy nie gemaklik is, en ek hou nooit van 'n breek op 'n breek nie, jy kan in jou calculator intik 7 gedeel deur 8 op 3, jy kan dit ook gaan doen, of jy kan dit nou fisies met algebra ook gaan uitwerk, om te gaan sê, ek weet ek mag nie deel met 'n breek nie,
veral as hulle sê sonder 'n sakrekenaar, sal ek hom gaan doen deur te sê 7 maal met sy resiprook. Onthou, ek mag nie deel met 'n breek nie, dat ek maal met sy resiprook. En dan maal ek 'n breek bo met bo en onder met onder, so ek kry 7 maal met 3, gee vir my 21, bo op 1 maal met 8 is 8. En dis wat jy gaan kry as jy hierdie in jou calculator ook gaan intik. Alright. Ok. Partykeer dan gee hulle vir my ietsie soos daai, want kyk gou hier, nou werk ek met x'e en x-kwadrate. Moenie skrik nie, hou gou by jou basics, nie. Ek kry net eers al my getalletjies en al my x'e, al lyk hulle hoe weird, aan die een kant van die is gelyk aan, en dan al my getalletjies aan die ander kant van die is gelyk aan, so moet dit nie overthink nie. Ok, ek gaan al my x'e, al is dit nou 'n x of 'n x-kwadraat, dit maak nie saak nie, ek gaan alles wat 'n x het, aan die linkerkant van die is gelyk aan sit. So my 4x gaan net daar uitjul, my 3x² bly net daar. Hierdie 3x² gaan ek linkerkant toe vat, dan word hy 'n minus 3x², en die minus x gaan ek ook linkerkant toe vat, dan word hy 'n plus x. Ok, en nou moet ek met my getalletjies werk, ek het 'n 6 wat klaar aan die regterkant van die is gelyk aan is, en dan moet ek hierdie minus 2 nou oorvat, dan word hy 'n plus 2. En nou het ek appels en pere wat ek by mekaar kan tel, so moenie skrik nie. Sien julle, hierdie kanseleer mooi uit. Ek sê 3 appels minus 3 appels is net, daar's net niks wat oorbly nie. Nou kan ek sê 4 lemoene plus 1 lemoen gee vir my 5 lemoene is gelyk aan 6 plus 2 gee vir my 8. En dan om vir x alleen te kry, dan sê ek 8 gedeel deur wat vooraan my xie staan, so 8 gedeel deur 5, en dis my finale antwoord. Dis so lekker hierdie. Nou kom ons met 'n bietjie sommetjies met kwadrate, as my net so 'n paar mooi is, wat ek ingesit het vir ons. So my 3x tel net daar uit, wat belangrik is om te onthou, hierdie kwadraat het niks met daai voorste minus te doen nie, maar hierdie kwadraat het wel met hierdie minus te doen. Om te sê, as ek ietsie het soos hierdie, met 'n minus, en is dit tot die mag 'n ewige getal, weet ek aan die binnekant van die hakkie, so hierdie minus moet nog steeds daar staan. Ons werk nou eers met die hakkie, so ons moet eers hierdie stukkie vereenvoudig. En dan word dit mos nou 2 maal met 1, so dit word 2 tot die mag 2, ek gaan hom sommer 'n 4 skryf, maar dis hoekom dit 'n positief is. So hierdie 2 het daai minus in 'n plus verander, dit het niks met daai minus te doen nie, so jy moet dit net stap vir stap doen, moenie die goed te vinnig en te veel probeer doen gelyktydig nie. Dan sê ek, jy kan selfs dit nog so los, om te sê, hier in hierdie geval, so sien julle, hierdie kwadraat het niks met daai minus te doen nie, hy staan net bo die 3. Indien my kwadraat aan die buitekant van die hakkie was, yes, dan sou hy 'n effek gehad het op daai minus. Maar soos wat hy nou staan, het hy geen effek op die 3 nie. So my minus gaan nog steeds daar bly, 3 kwadraat is 9. En hulle sê minus x is gelyk aan 0. So ek gaan nou eers my hakies gaan uitmaal en mooi vereenvoudig. So ons sê 3x, my minus maal in, dan kry ek minus 4, ons gaan maal hierdie in, dan kry ek minus 9, minus x is gelyk aan 0. So nou wat ek gaan doen, is ek kry al my x'e aan die een kant van die is gelyk aan, so my 3x bly aan die linkerkant, my minus x bly ook aan die linkerkant, en dan vat ek al my getalletjies na die regterkant toe. So my minus 4 word 'n plus 4, en my minus 9 word 'n plus 9, wanneer hulle na die ander kant van die is gelyk aan gaan. Dan kry ek 3x minus x, so dis 3 appels, minus 1 appel, gee vir my 2 appels, en 4 plus 9 gee vir my 'n terrible 13. Jugg, wat 'n lelike antwoord. En dan, om vir x alleen te kry, gaan sê ek gaan deel die regterkant met wat ook al voor my xie staan, en daar is my antwoord. So, wanneer ons kom by eksponensiële vergelykings, jou go-to is shift fact. So wat jy gaan doen hierso, jy gaan tik in jou calculator in 8, dan sê jy is gelyk aan, dan sê jy shift, wat daar links bo in jou calculator is, en dan gaan soek jy die fact knoppie. Hy is gewoonlik, hy lyk so bo 3 komma puntjies, hy is so
net so bo die 8 getalletjie op jou calculator. Dit gebruik ons om hulle in sy priemfaktore te skryf. Julle behoort dit al in die eerste kwartaal ook te kon gedoen het. So eksponente is useless as my grondtalle nie dieselfde is nie. So jy wil altyd die grondtalle dieselfde maak. So ons kry 2 tot die mag x, so my 8 gaan ek shift fact, dan kry ek hom as 'n 2 tot die mag 3. En dan wat ek gaan doen, omdat my grondtalle dieselfde is, kan ek hulle net doodtrek. Daarom weet ek nou, x is gelyk aan 3. Dit is so lekker hierdie. Nou maak ons hom 'n bietjie moeiliker. So my 3 tot die mag x minus 1 gaan net daar uitchill, my 27 gaan ek shift fact, dan kry ek hom as 'n 3 tot die mag 3. Nou sien ek, my grondtalle is dieselfde, so nou sê my vergelykingkie vir my, x minus 1 is gelyk aan 3. Nou werk ek net met daai boonste gedeelte. Om vir x alleen te kry, vat ek my minus 1 oor, dan kry ek 3 plus 1, daarom word hy 'n 4. Ok, hierdie begin ons nou 'n bietjie moeiliker, so die volgende 3 is moeiliker voorbeelde, in geval julle met dit werk, dat julle net nie skrik nie. Hier staan 4 maal met 3x. So jy wil graag jou eksponent, hierdie represent my eksponent, dis 'n package deal. Jy wil hom alleen kry. So om hierdie 3 tot die mag x alleen te kry, gaan sê ek 108 gedeel deur 4. So ons gaan sê 108 gedeel deur 4, en dan kry ek hom as 'n 27. Nou kan ek gaan shift fact, moet nog nie aan daai kant gaan shift fact nie. Nou sê ek 3 tot die mag x, ek gaan hom shift fact, kry ek as 'n 3 tot die mag 3. En dan sit baie lekker, my grondtalle is dieselfde, en daarom kan ek sê x is gelyk aan 'n 3. Ok, die volgende een, weer eens, ek sal nog nie gaan shift fact nie, want my eksponent is nog nie alleen nie. So my 2 tot die mag x gaan ek nog net eers daar hou, kry al my getalletjies eers aan die ander kant van die is gelyk aan. So ek gaan my minus 4 oorvat, dan word hy 'n plus 4, en dan kry ek hierdie as 'n 16. 16 kan ek gaan shift fact, as jy hom gaan shift fact, dan kry ek 'n pragtige 2 tot die mag 4. En nou sien ek, my grondtalle is dieselfde, daarom kry ek vir x is gelyk aan 4. Dis hoe hierdie werk. En dan die laaste enetjie maak ons hom nog mooier, om te gaan sê, ok, hierdie verteenwoordig my eksponent. So ek wil hom alleen aan die een kant van die is gelyk aan hê. So ek moet nou eers hierdie minus 10 oorvat. So hy word 115 plus 10, dan sê ek 5 tot die mag x plus 2, 115 plus 10 gee vir my 125. Nou kan ek gaan shift fact, om te sê 5 tot die mag x plus 2, 125 geshift fact gee vir my 'n 5 tot die mag 3. En nou sien ek, my grondtalle is dieselfde, kan hulle doodtrek dan, so my vergelyking sê vir my x plus 2, so dit wil sê x plus 2 is gelyk aan 3. En om vir x alleen te kry, kom ons kry net eers al my x'e en dan al my getalletjies aan die een kant van die is gelyk aan. So daar staan 'n 3, ek vat my 2 oor, hy word dan 'n minus 2. So my antwoord vir x is gelyk aan 1. En dis hoe ons hierdie doen.